Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Julle kan so lank vir my blaai na Hebreërs hoofstuk 12 toe. Hebreërs hoofstuk 12 en ons lees net die eerste 3 verse daarvan vanmôre. Hebreërs 12 vanaf vers 1. Daarom, terwyl ons ook so groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so van vyandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Net tot daar. Vader, ek bid dat U hierdie woord sal seën. Here my God, dat dit vrug sal dra in ons harte. Here, dat dit ons sal versterk in ons geloof vanmôre. O Here, dat ons bemoedig sal word vanmôre om hierdie jaar in te gaan met volharding. Here, dat ons die wedloop sal hardloop met volharding. Dat ons die stryd van hierdie lewe sal stry met volharding. Laat ons mekaar sal ondersteun met volharding. En Heilige Gees, ons het U krag nodig om dit in ons te bewerk. Want dit is U wat in ons werk om te wil en te doen dit wat die Vader van ons verlang. En Here Jesus, mag ons in ons woord en ons daad eer aan U bring. Ons leidsman en 'n volëinder van ons geloof. Amen en amen. Nou enigeen van ons wat ooit 'n marathon gehardloop het, nie ek nie, of daarom dit gesien het op TV of bietjie daarna gekyk het, weet dat daar uiteindelik net een ding is wat saak maak in 'n marathon, en dit is dat jy klaar maak. Dit gaan nie oor hoe jy begin nie, dit gaan nie oor hoe vinnig jy in die begin hardloop nie, alles gaan oor, maak jy klaar aan die einde van die dag. Gaan jy oor die wenstreep hardloop? En sommige doen dit in 5 ure, sommige doen dit in 11 ure. En ek dink die hartseerste gedeelte van die marathon, as jy op TV kyk, is daai laaste paar sekondes wat aftel, en die ou wat die laaste skoot moet skiet om te sê dit is die einde. En hy staan met sy rug na die mense toe, want ek dink nie hy wil sien wat in die oë van die mense aangaan, wat 50 meter weg is wanneer hy daar sneller trek, of selfs 10 meter weg is wanneer hy daar sneller trek. Ek sal dit nie wil sien nie. Ek sal nie wil kyk hoe iemand daarso tot by die wenstreep kom en uitsak. En daar's baie mense wat langs die pad vinniger uitsak, vroeër uitsak. Mense wat net nie klaar maak nie, wat eers by die eerste helfte van die marathon kom. En dit is die hardste ding van die marathon, dat nie almal wat begin hardloop klaar maak. En so is dit ons lewens ook partykeer. Ons begin baie dinge, en partykeer begin ons vol stoom met dit, en partykeer begin ons met al die energie van die wêreld in ons liggame, en kort daarna sak ons uit. Partykeer gaan ons al die pad verby halfpad, en ons sak uit. Partykeer kom ons tot by die stadion se ingang, en ons sak uit, ons word moeg. Dit raak te veel. Dit is te moeilik. Ons ken dit, ons weet van die pyn wat aangaan. En ons weet in ons lewens gaan ons deur hierdie stryd moet gaan. Elke een van ons moet een of ander tyd klaar maak. Een of ander tyd gaan ons oor die laaste wenstreep hardloop. En die enigste vraag wat vir ons gevra word is, gaan jy klaar maak? Gaan jy reg klaar maak? Wanneer daai skoot skiet? Is jy aan hierdie kant van die wenstreep of aan die ander kant van die wenstreep? Dis al wat tel. Die enigste manier hoe jy 'n medalje kry, is dat jy oor die lyn gehardloop.
As jy nie die lyn gemaak het nie, maak nie saak watter moeite jy gedoen het tot daar nie. Maak nie saak watter oefeninge jy gedoen het om tot voor die wenstreep te kom nie. Niks van dit gaan tel wanneer die skoot skiet nie. Al wat tel is of jy oor die lyn gehardloop het en dit gemaak het. En is hartseer dat baie keer ken ons mense wat goed gehardloop het. Wat goed in die geloof sterk was. Nou kyk rondom julle na die leesstoele. Waar is van hulle? Waar is van ons broers en susters wat nie hier sit nie? En nie is in enige ander kerk sit. Mense wat begin het in die geloof en dit nie voleindig nie. Mense wat gehardloop het en gelyk het asof hulle dit gaan maak. En hulle was vol energie en vol deeg en vol alles. En hulle het uitgesit. Hierdie skrifgedeelte wat ons vanmôre gelees het, maak 3 baie belangrike stellings vir ons. Wat ek hoop ons die genade sal gee om deur al die dinge te gaan, om te volhard. In die eerste plek maak hierdie gedeelte vir ons duidelik dat ons 'n wedloop hardloop. En dat dit 'n wedloop is van volharding. Dit is nie 'n 100 meter resies nie. Dit is nie 'n sprint nie. Hierdie is 'n wedloop van volharding. In die tweede plek dat ons 'n groot leidsman het wat voor ons uithou. Dat ons 'n voorbeeld het van iemand wat oor die wenstreep gehardloop. Dat hy ons leidsman is, dat hy ons volleinder is en dat ons hom kan volg. En laastens word ons gesê dat daar 'n wolk van getuies is wat rondom hierdie wedloop staan en kyk. Daar is dan natuurlik binne in daardie 3 stellings die groot opdrag, ons moet met volharding hierdie wedloop hardloop, ons oë gefestig op hierdie leidsman, terwyl al hierdie getuies rondom ons is. Hierdie wolk van getuies ons omring. En dan word ons die beste raad gegee binne in hierdie gedeelte. As jy wil volhard tot aan die einde toe, wat moet jy doen? Ontslae raak van elke las en elke sonde wat verstrik. Hierdie bottel water wat ek nou hierso dra, is 500 ml as hy vol is, 500 gram as jy hom dra. Hy's lig. Ek kan hom optel 'n paar keer. Dan stap 20 km met hom. Dan word daar 500 gram bietjie swaar. 30 km, 40 km, die las wat nou klein was, begin 'n groter las te word. Iets wat 'n klein gewig is, begin al hoe swaarder te word, hoe langer jy dit dra. En so is dit ook in ons lewens, daardie klein sonnetjie, daardie klein dingetjie wat jou nou verstrik, word 'n groter las later. Ons moet bewus wees van hierdie 3 stellings, hierdie opdrag en hierdie raad. As ons wil volhard tot aan die einde toe. Voordat ons na al hierdie dinge kyk, kom ons begin om te kyk na die wedloop. Wat is die wedloop? Hoe lank is hierdie wedloop? Hoe lank gaan ek en jy dit nog moet hardloop? Van ons het nie meer baie langer as ander nie. Ons weet nie hoe lank ons nog het nie. Van ons het 'n korter tyd om nog te hardloop. So wat is die reëls van hierdie wedloop? Wat gaan ons ontvang aan die einde van dit alles? In een van die apokryfe boeke wat geskryf is omtrent 100 na Christus, 4 Esra, skryf hierdie skrywer 'n baie interessante lys van dinge. Ek dink hy het so 'n bietjie invloed gekry van die Christene af. Hy self was nie 'n Christen wat skryf nie, dis hoekom ons 'n apokryfe boek het. Hy skryf asof hy dit skryf vir die Jode. En hy sê dat ons hierdie wedloop hardloop. En hy gebruik dieselfde terminologie. Ons hardloop hierdie wedloop. En ons vind rus in 7 ordes. In die eerste plek dat ons vry gaan wees van die gedagtes wat ons verstrik en die denke wat ons weghou van God.
dat ons uiteindelik gaan bewus wees van wat gebeur met hulle wat nie die wedloop voltooi nie. En ek gaan nie al 7 lees nie, maar hy eindig met die belangrikste en hy sê, dat ons uiteindelik met vrymoedigheid sal juig, vol vertroue sal wees, en sonder verwarring en vrees bly sal wees, want ons sal die aangesig sien van hom wat ons geroep het. Nou hierdie ou is nie 'n Christen nie, maar dit klink Christelik. Dit is 'n wedloop, dit is 'n stryd wat geveg moet word. Inteendeel, die woord wat gebruik word vir wedloop hier, is die Griekse woord waarvan ons die Engelse woord kry, to agonize. Om 'n stryd te stryd. Dis nie 'n resies nie, dis 'n stryd. To agonize, dit is waar geag hierdie woord kom. Ek dink die skrywers van die Bybel is baie duidelik oor hierdie punt, dat in die wêreld gaan julle verdrukkings ondervind. Die wêreld is nie maklik nie. Hierdie is 'n stryd wat ons stry in die eerste plek teen onsself, ons eie denke, ons eie gedagtes, die sonde binne in ons. In die tweede plek teen die wêreld wat soek om ons te vernietig. Die skrywer hier in die laaste vers sê dit ook. Kyk na Jesus, bedink dit wat Jesus deur moet gegaan het. Die sondaars wat hom verdruk het. Die mense aan wie die boek geskryf word, is self besig om te sukkel met mense wat hulle wil wegvat van Christus af. Mense wat sê, kom terug na die tempel toe. Julle is veiliger in die tempel. Wees weer deel van ons volk. Waarop die skrywer van Hebreërs duidelik maak, Jesus is groter as Moses, Jesus is groter as Abraham, Jesus is groter as die engele. Hoekom sal jy terugkeer na dit wat was? Volhard en hou vas aan Christus, die begin en die volleinde van jou geloof. Die Grieke ken ook hierdie gedeelte baie duidelik, of hierdie konsep van 'n wedloop wat gehardloop word, 'n stryd wat gestry word in die lewe. Dat aan die einde van alles sal ons 'n beloning ontvang. Ons gaan nie dit nou ontvang nie, ons ontvang dit nie in hierdie lewe nie, ons ontvang dit aan die einde van alles. Een van my gunstelinge films, en jammer as ek nou 'n wêreldse film aanhaal hier van die diens, film Gladiator 1, nie 2 nie, 2 is nonsens, Gladiator 1. Sê die karakter op een of ander oomblik, hy sê, what we do now echoes in eternity. Wat ons nou doen, affekteer ons ewig. En dit is so. Ons ontvang nie die beloning hierdie kant van die lewe. Ons ontvang sekere genades, absoluut. Maar dit is nie 'n uiteindelike beloning nie. Die prys wat ons ontvang is nie in hierdie lewe nie, maar is hierna. Daarom sê dit van Jesus dat hy vir die vreugde wat hom vooruit lê, wat in die vooruitsig is, na die kruis, het hy die smarte van die kruis verdra. En so ons besef dat hierdie wedloop 'n stryd is. Jesus self gebruik hierdie selfde woord vir agonize of agon in Lukas 13 vers 24, wanneer hy sê, beywer julle om deur die smal deur in te gaan. Dis dieselfde woord, beywer, om deur die smal deur in te gaan. Hoekom? Want nie baie vind dit nie, en nie baie gaan in nie, maar net hulle wat volhard. En hierso is die persoon aan die einde van die marathon wat die geweer skiet. Want Jesus sê in die volgende vers, as die baas van die huis opgestaan het en die deur gaan sluit het, en jy staan buite en jy klop en sê, meneer, maak vir my oop, dan sal hy antwoord, ek weet nie waar jy vandaan kom. Dis 'n stryd. En een wat ons moet hardloop. Paulus gebruik die terminologie van die wedloop in baie gedeeltes, in baie skrifte. In 2 Timoteus 4 vers 7 skryf aan die einde van sy lewe, dit is die laaste brief wat Paulus sou skryf, dit is sy laaste testament amper, wat aan Timoteus skryf, en hy eindig die brief, naby aan die einde van die brief skryf, hy sê in 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof
behou. Nou wag daar net die oorwinningskraans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook almal wat sy koms liefhet. Wat sê ek is op die laaste. Ek kan die wenstreep sien. Ek gaan dit maak. Ek het die geloof gehou. Al wat oor is vir my, al waarvoor ek nou wag, is die oorwinningskraans wat Christus vir my gaan gee. En so dit is die prys waarna ons hardloop. Die medalje wat ons gaan ontvang is 'n oorwinningskraans wat Christus vir ons gaan gee. In sy eerste brief van Timoteus sê hy stryd die goeie stryd van die geloof, selfde woorde. En luister na hierdie woorde. Gryp die ewige lewe aan, waartoe jy geroep is, en waarvan jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Stry die goeie stryd. En hoe doen ons dit? Ons gryp vas aan die ewige lewe. Ons gryp vas aan dit wat vir ons in vooruitsig is. So dit is hoe het werk met iemand wat oefen vir die marathon. Kyk, jy staan nie op die dag van die marathon op en besluit, nou gaan ek dit hardloop nie. Genigtig, as ek op die dag van die marathon besluit, vanmorgen voel so 'n goeie môre om 87 km te hardloop. Ek sal in die eerste 5 km dood neerslaan. Ek het nie daai krag in my nie. Ek weet van julle kan baie ver loop, ek kan nie so ver loop nie. Dani sê vir my, hy loop 8 km en 8 km terug, 16 km, né? Genigtig. By 5 km dan pyn my bene, dan dink ek al, hier is die einde van dit alles, Here kom gou. Ek sal dit nie kan doen. Maar, ek kan besluit dat ek miskien die volgende jaar of die jaar daarna dit doen. En dan begin ek nou voor te berei, wat doen ek? Ek begin beter te eet, ek begin meer te oefen, ek begin myself in te span om dinge reg te doen. Ek offer baie dinge in my lewe op en dissiplineer my liggaam sodat ek weet dat wanneer ek daardie reis begin, ek dit sal kan klaarmaak. Definitief die aand voor die tyd gaan ek nie en eet hope chocolates en drink allerlei koeldranke en gaan mal en slaap nie. Nee, ek weet, môre hardloop ek daai marathon. Hoekom doen ons dit nie in ons geestelike lewe nie? As ons werklik die prys aangryp wat vir ons wag, die oorwinningskraans wat vir ons wag, die ewige lewe wat vir ons wag, en ons weet, dat vir my om dit klaar te maak, moet ek elke las afgooi en elke sonde mee klaar maak. Hoekom doen ons nog wat ons doen? Daardie klein sondetjie wat ek en jy doen, broer en suster, daardie dingetjie wat ek en jy vasgryp, dit steek alle sonde nie, selfs die goeie dinge. Ek het laasweek gepraat, of die week voor dit gepraat, oor wat ons inneem. Waaraan spandeer ons tyd? Arnold Schwarzenegger, ek weet nie om die wêreldse mense meer wys, en partykeer is kerkmense, maar Arnold Schwarzenegger het op Twitter, net voor die einde van die jaar, het hy gesê, ek wil hê julle moet almal saam met my op 'n dieet gaan. Nie die dieet van kos nie, maar die dieet van die verstand en die gedagtes. Hy sê, as jy jouself begin voel kwaad raak vir die wêreld wanneer jy daardie artikel lees, hou op om dit te lees. As jy begin ongelukkig raak oor wat aangaan na dit wat jy kyk op TV, hou op om dit te kyk. As jy voel dat dit besig is om jou lewe oor te vat, hou op daarmee. As jy voel dat hierdie klein dingetjie wat jy nou doen, wat vir jou miskien bietjie plesier gee, en jy geniet dit om te kyk hoe dit gebeur, maar op die einde van die dag is daar iets verkeerd met dit, hou op om dit te doen. Kom ons gaan op 'n verstand dieet, 'n gedagtes dieet. Kyk wat jy lees, kyk wat jy kyk. Vat rekening van wat jy inneem. Want as ons hierdie wedloop wil hardloop, moet ons elke las afgooi en die sonde wat verstrik. Nou baie interessant in die tyd van waar Paulus hier, of nie Paulus, die ook al Hebreërs skryf. Ek dink dis Paulus, maar hulle sê nie. Het hulle
atletiek beoefen en marathons hardloop heeltemal naak. Nie 'n skeer aan. Dit was deel van die manier hoe hulle dit gedoen het. Die woord gimnasium wat ons ken as die gimnasium waartoe jy gaan, kom van die woord af gymnos wat beteken naaktheid. Gimnat sou beteken oefen in naaktheid. Want selfs die klere wat jy dra, word swak. Selfs die klere wat jy aantrek wanneer jy hardloop, word baie. Dit is my so fascinerend om te kyk hoeveel geld ons wêreld spandeer om beter sportklere te ontwerp vir ons sportsmanne. As jy kyk na enige rugbywedstryd van 30 jaar terug, sulke dik truie en genigtig. Nou kyk jy en dit is hierdie stywe, ligte materiaal wat asem skep en hulle sit vry om te hardloop. Ek dink nie enige van die atlete van vandag kan speel in die klere van 30 jaar terug nie. Hulle sal dood neerslaan van die hitte. Maar wat vir my interessant is dat alhoewel die beeld van die atlete hier is dat hulle in naaktheid hardloop, hulle alles wat verstrik, alles wat terughou, alles wat swaar is, elke las, elke sonde word weggeneem, sodat dit net ek is wat hardloop en ek kan deur dit gaan. Besef ek ook 'n belangrike punt. Christus was naak op die kruis. Daarom word daar gepraat van terwille van die vreugde het hy die smart en die skande van die kruis verdra. Alles neergelê. En die skrywer hier sê, die wêreld kyk na die naaktheid op die kruis en dink dit is skande. Hulle kyk na die naaktheid van die atlete en dink dit is fantasties. Maar ek sê vir jou, die naaktheid van die kruis is beter as die naaktheid van die atlete. Want wanneer ons alles afgelê het, soos Christus alles afgelê het, dan sal ons volhard tot die einde toe. En so hierdie wedloop is een wat ons moet hardloop. En daarom is dit so wonderlik dat ons hierdie groot leidsman voor ons het. Jesus Christus, ons Here. Die skrywer hier sê vir ons dat ons oë gefestig moet hou op Christus. Dis hoe ons die wedloop gaan voltooi. Dis hoe jy gaan aanhou hardloop. Wanneer jy 'n marathon hardloop, wanneer jy so lank wedloop hardloop, broer en suster, dink jy nie heeltyd aan hoe ver die einde weg is nie. As jy moet dink aan hoe ver ek nog moet hardloop, die hele tyd wat jy hardloop, gaan jy begin moeg raak en sê dit word nie minder nie. Ek weet nie of jy al ooit gewag het vir 5 minute om verby te gaan nie. En jy kyk na daai horlosie die hele tyd. Genigtig is dit die langste 5 minute van jou lewe. En ander kere wil jy nie hê die tyd moet verbygaan nie en in 'n oogwink is daai 5 minute weg. Want jy is nie gefokus op die tyd nie. En so is dit in die wedloop. As jy gefokus is op die eindstreep en sê, kyk, dis nog 87 km. Dis 86 km en 800 meter. En jy begin so af, jy gaan moeg raak. Maar as jy net kyk na die ou voor jou, ek hoef net na daai tree te gee om te weet waar hy is. Ek hoef net die volgende tree te gee om te weet waar hy is. En al wat ek oor bekommerd hoef te wees, is om by die een te wees wat voor my is. In die eerste plek weet hy waartoe hy hardloop. So ek gaan nie op die verkeerde pad hardloop nie. In die tweede plek, ek hou pas by hom, wat die pas aangee. Hy is die een wat geoefen is, hy is die een wat weet hoe vinnig ons nou moet hardloop. Hy is die een wat weet dat daar 'n heuwel is wat wag, en so ek moet bietjie stadiger gaan, en my energie bietjie moet byhou, voordat ek by daai heuwel opgaan. Hy is die een wat die pad ken. En solank as wat jy iemand het wat voor jou hardloop, wat reg hardloop en goed hardloop, kan jy jou oë op hom hou. En hy by die wenstreep. Veral as jy weet dat hy gaan by die wenstreep kom. Daarom is hy nie net die leidsman, hy is die volëinder van ons geloof. Hy het alles volbring. Hy het deur die kruis gegaan, hy het die dood verduur. Hy was getrou deur dit alles. So dink inderdaad aan hom, wat al die verhandigheid verduur het.
sodat julle nie geestelik moeg word en uitsak. Dis wat hy sê in vers 3. Ek en jy word moeg en ons sak uit, want ons kyk na al die ander dinge. Ag, my pastoor preek nie soos wat ek wil nie. Hulle sing nie die liedjies wat ek wil nie. Daardie gemeentelede is partykeer ongeskik met my. En ons kyk na alles anderste behalwe na Jesus Christus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Broer, daar's baie fout in die kerk. Dankie tog. Ek kyk nie na die kerk, maar ek kyk na my Christus. Hy is die leidsman en die volëinder van ons geloof. Ek hoef net my oop om te vestig. Dit is wanneer ons kyk na al die ander dinge wat nie saak maak nie. Ek het onlangs nie hele gemeentelede nie, ander gemeentelede. Nie van ons gemeente nie, van ander gemeentes. Hoor klaar oor die logo van hulle kerk. Raar, oor die logo van jou kerk. Dit is nou jou grootste probleem in die lewe. Die logo van die kerk. Maak dit saak? Nee. Is Jesus die Here van jou kerk? Dit maak saak. Is hy die leidsman van die kerk? Dit maak saak. Is hy die volëinder van die geloof van julle kerk? Dit maak saak. Dit verstom my partykeer oor die dinge waaroor ons ongelukkig word in die kerk. Daarin lê ons mismoedigheid. Maar ons moet kyk na Christus. Nie net dat hy die leidsman is nie, maar dat hy die volëinder is van ons geloof. Dat hy alles deurgemaak wat ek en jy deurmaak. En so ons kan weet dat hy dit voltooi, en omrede hy dit voltooi het, kan ek en jy dit voltooi, so laat ons oë op hom gerig hou. Luister wat skryf die skrywer van Hebreërs vroeër in sy brief. Hy sê in hoofstuk 2 vers 9, maar ons sien Jesus, met heerlikheid en eer gekroon. Hy wat deur sy lyding tot in die dood vir 'n kort rukkie minder as die engele gemaak is, sodat hy deur God se genade ter wille van almal die dood sou ervaar. Dit was immers gepas dat hy vir en deur wie alles bestaan, ten einde baie kinders tot heerlikheid te lei, die leidsman van hulle verlossing deur lyding tot volmaaktheid sou bring. Christus moes deur die verskriklike dinge van hierdie wêreld gegaan het. Die bespottinge, klagtes, mense wat hom wil doodmaak, mense wat hom wil seermaak, mense wat hom probeer verlei, die duiwel wat hom probeer verlei. Die kruis was nie net om vir hom soveel as moontlik pyn te gee nie. Die kruis was om hom te breek. Dit was die doel van die kruis. Die aakligheid van die kruis is om hom te breek. Om hom op 'n punt te kry wat hy teen sy Vader draai. Maar deur dit alles, sê die skrif, was hy getrou en het hy nie gesondig nie. Maar hy het dit volbring. En so ons fokus in die wedloop is Christus Jesus. Dit is hoe ek en jy die oorwinningskrans gaan ontvang. Ek weet ek en jy gaan deur moeilike tye. Partykeer moeiliker as ander tye. Party dae is beter as ander dae. Sekere dae pyn my bene erger as ander dae. Skouerpyn meer as ander dae. Partykeer is dit warmer en bedompiger. En ons kan dink aan 'n miljoen maniere hoe ons stryd voer in hierdie lewe. Maar die moeilikste stryd partykeer is daardie klein sonnetjies, daardie klein dingetjies wat ons weghou van die Here af. En daar is tye wat ons faal. Ek dink nie een van ons is ooit volmaak nie. En so 'n strippietjie oor ons voete wanneer ons hardloop. Maar daarom het ons nie net die leidsman, maar die volëinder van ons geloof. Hy wat seker maak
dat jy weet waartoe jy moet gaan. Want wanneer ek en jy val, en ons gaan val, kyk na Jesus, die leidsman en die volleinde van ons geloof. En dit is so interessant in hierdie gedeelte, dat hy praat nie van die geloof in die sin van werk of gesit nie. Geloof vir die doel van geloof nie. Hy is die volleinde van ons geloof. En een baie belangrike punt. En dit is alles in Hebreërs 11, die hoofstuk voor die punt. Die hele hoofstuk voor hierdie gedeelte gaan oor die geloof. Gaan oor die groot helde van die geloof, die groot skare van getuies. En hier is die uiteinde van wat hy sê in Hebreërs 11. Die opsomming van die hele geloof in hoofstuk 11 is dit. Dat hulle het hom wat beloof het, betroubaar gevind. Dis waar geloof gaan. Ons hoor baie keer dat geloof gaan oor dit wat jy nie sien nie, om te glo in dit wat jy nie van weet nie. Ek wil nie die woord gebruik, maar ons het die idee in die wêreld dat dit wishful thinking is. Jy weet, ons hoop dit gaan beter gaan. Jy weet, as iemand vir ons sê, jy weet, ek hoop dit 'n beter jaar, dan sê ons, ek glo dit sal beter wees. Maar dis 'n geloof van ek weet nie of dit beter gaan wees nie, ek hoop net dit is beter. Dis nie die geloof waarvan gepraat word in hoofstuk 11. Die geloof waarvan gepraat word in hoofstuk 11 is die geloof in die betroubaarheid van God. Geloof in daardie sin is nie die onwetendheid nie. Dit is die ek weet absoluut dat hy wat beloof het betroubaar is. Ons sien vir Sarai wat ook genoem word binne in hierdie hoofstuk 11. Skryf dit van haar dat deur geloof, luister mooi, deur geloof het Sara, alhoewel sy reeds onvrugbaar is en nie meer jonk nie, krag ontvang om bevrug te word, aangesien sy hom wat dit beloof het, getrou geag het. Sarai op haar gevorderde ouderdom, wat nie kan swanger word nie, het geglo dat hy betroubaar is wat dit beloof het. En op grond van daardie geloof het sy iets gedoen. Let wel, Sarai het nie net gehoor, jy gaan 'n kind kry en gedink, niks gaan gebeur, iets gaan gebeur in die lig nie. Dis nie 'n verkoue wat sy gaan vang nie. Sy moet iets gedoen het, né? Sy moes na Abraham toe gegaan het en sê, kom ons probeer weer vir 'n kind. Op 98? Suster, jy's te oud. Ek vertrou dat die God wat beloof het, ek gaan 'n kind kry, vir my 'n kind gaan gee. Maar sy het gedoen dit wat sy geglo het. Sy moes iets gedoen het. Dis nie net ek hoop dit gebeur nie. Kom maar. Ons sien dit deurgangs. Abraham het sy seun gaan offer. Luister na wat dit sê. Omdat hy geglo dat God selfs die dode sal opwek. Want God het beloof dat die belofte deur Isak gaan kom. En as God vir my vra om Isak dood te maak, glo ek omrede hy betroubaar is. Nadat ek vir Isak geslag het, gaan God hom opwek uit die dode uit. Dis nie 'n geloof wat net wens iets gebeur nie. Hy moes gegaan het om Isak te offer. Dis 'n geloof wat in werke oorgaan. Want hy wat beloof het, is betroubaar. Van Moses word daar gesê, hy het die smaak van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Want hy het uitgesien na die beloning wat vir hom wag. Arme Moses. Hy het geglo in God wat beloof het. Met sy foute en alles. En hy het die smaak van Christus as 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Daarom het dit alles agtergelos.
vir die beloning wat vir hom vooruit wag. En toe kom hy nie eens die beloofde land in nie. Daar is 'n voorbeeld van iemand wat hardloop tot by die wenstreep en nie heeltemal weer gaan nie. Hoekom? Want hy het 'n klip geslaan. Klein sonde, hy het 'n klip geslaan. Hy het God geminag. Hy het God nie vertrou dat God gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen nie. Kom tot by die wenstreep en sak uit. Daar's genade vir hom, maar broers en susters, dit is gevaarlik. Al hierdie geloofshelde wat rondom hierdie baan staan en kyk. Ons kyk baie keer na die skare en ons dink dit is soos die skare by die Olimpiese spele of die skare by die kameras wat almal toejuig waar verby hardloop, maar dit is nie wat hierdie skare doen nie. As jy mooi kyk na wat hierdie skare doen, wat doen hulle? Die skare getuig. Dis nie 'n skare wat toejuig nie, dis 'n skare wat getuig. Daar's 'n wolk van getuies. Waarvan getuig hulle? Hulle getuig dat God betroubaar is. Dat hierdie Christus na wie hulle uitsien betroubaar is. Dat God gaan volbring dit wat hy beloof het van die begin af. En so hulle is nie daar om jou toe te juig en te sê probeer beter nie. Hulle is daar om vir jou te getuig en te sê God is groot, Christus is goed. Volg hom, kyk na hom, hou net vas aan hom. Hulle kyk na Jesus, nie na jou nie. Hulle is nie jou cheering squad nie. Hulle is Christus se cheering squad. Hy het volbring. Hy het dit volëindig. So kyk na hom. Hulle is die mense wat daar langs jou staan en vir jou sê, kyk na hom. Moenie kyk na my nie. Moses gaan vir jou sê, moenie kyk na my nie. Abraham gaan sê, moenie kyk na my nie. Kyk na hom. Volg hom. Want hy is betroubaar. En ons lees dit in 11 vers 39, net voor hierdie hoofstuk. Hy sê, alhoewel al die mense van wie hulle geloof met lof getuig is, het hulle nie die belofte ontvang. Aangesien God iets beters vir ons voorsien het, sodat hy nie sonder ons volmaak gemaak sou word nie. Hierdie geloofgetuies is nie daar om jou net aan te moedig nie. Hulle is daar om te getuig dat as jy vashou aan God, gaan hy volbring wat hy beloof het. Maar daar is binne in hierdie teks iets baie belangriks vir ons verskuil. En dit is die laaste punt wat ek wil maak. Ons het die wedloop, ons weet ons harte vir wedloop. Ons het ons leidsman, ons volleinder, ons oos gevestig op hom. En ons weet as 'n skare geloofsgetuies wat getuig van God se betroubaarheid. Wat ander vir ons sê dat God is getrou, hou net vas aan hom. Kyk na hom. Maar binne in al hierdie gedeeltes is daar iets baie belangrik vir ons vanmôre. Want as ons die stuk mooi lees, sê dit nie die volgende. Jy moet die wedloop met volharding hardloop. Stoksiel alleen, net jy en die Here. Dit staan nie in ons teks vanmôre. Maar wat staan daar? Laat ons die wedloop met volharding hardloop. Laat ons die sonde afgooi. Laat ons ontslae raak van dit wat ons verstrik. Dwars deur die brief is dit 'n tema wat oor en oor en oor voorkom. En ek weet ek gaan nou baie verse lees, maar ek wil hê julle moet sien hoe dit deur die hele brief van die Hebreërs kom. En hoe belangrik dit vir ons is in hierdie jaar wat vir ons voorlê. Hebreërs 4 vers 1. Ek gaan nie al die verse nommers lees nie, ek gaan net gedeeltes lees. As jy dit wil hê, kan ek dit vir julle stuur. Maar Hebreërs 4 begin hy. Laat ons versigtig wees terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog bly staan. Dat dit nie lyk asof een van julle agtergebly het nie. Laat ons versigtig wees en seker maak nie een van ons bly agter nie. Bietjie verder aan. Laat ons beywer om daardie rus in te gaan, sodat niemand dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval as Esau.
Laat ons beywer om in daai rigting te gaan, sodat iemand anders dit nie mis nie. Ja, verder, terwyl ons 'n groot hoëpriester het, wat die Here hemel ingegaan het, daar is Jesus, die Seun van God, ons leidsman en verlosser. Laat ons styf vashou aan ons belydenis. Ons gesamentlike belydenis dat ons glo in Christus Jesus as ons Here en verlosser. Wat ons elke Sondag bely wanneer ons by die tafel kom. Laat ons met vrymoedigheid die troon van genade nader en ontferming kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Laat ons ingaan met 'n opregte hart. Skoon gewas, ons harte besprinkel, vry van slegte gewetes. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. En baie belangrik, laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke, sonder om die samekoms te verwaarloos. Kom kerk, mense. Kom kerk. So sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate die dag nader kom. Laat ons uitgaan na hom wat buite is. Dis Jesus. En daar die smaad verduur. Laat ons deur hom, Christus, voortdurend 'n lofoffer aan God bring, want dit is die vrug van lippe wat sy naam bely. Kan jy sien hoe belangrik dit is dat ons saam hardloop? Broers, suster, jy word nie geroep om alleen hierdie resies te hardloop nie. Luister na wat hy sê in die laaste gedeelte van hoofstuk 11. Dat hulle nie die belofte ontvang nie, want is aan hulle geopenbaar dat sonder ons gaan hulle dit nie maak nie. Dis nie om te sê dat hulle wag dat ons dit vir hulle wen nie, nee. Dit gaan nie of jy eerste is nie, dit gaan of jy oor die wenstreep gekom het. Sommige van ons dink ek gaan maar hierdie gemeente af te los, want ek wil heiliger en beter wees. Sommige dink dat ek moet vorentoe hardloop en jy weet hierdie ander mense, hierdie ander Christene hou my terug. Hierdie ander Christene bind my. Nee, jy hardloop nie alleen nie, jy is veronderstel om jy so swak is aan te moedig en te sê kom saam met my. Al moet ek so 'n bietjie terugstap en sê kom saam met my. Laat ons volhard. Jy word deel van die getuies wat getuig van God se betroubaarheid. Wanneer iemand in hierdie gemeente deur 'n moeilike tyd gaan, is jy 'n getuienis van die tye toe jy deur 'n moeilike tyd gegaan het. Ons is nie alleen gered nie, broer en suster. Ons is deel van hierdie wolk van getuies oor God se goedheid en betroubaarheid. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Waar is jou broer? Waar is jou suster? Waar is een wat langs jou moet sit vanmôre? Laat ons volhard. Sodat nie een van ons dit mis. Ek en jy moet omgee vir mekaar en seker maak, ons val nie in die bus uit. Jy is verantwoordelik vir een langs jou, een agter jou en een voor jou. Ons is verantwoordelik vir mekaar. En ons is daar om mekaar te bemoedig en aan te moedig. As iemand nou nie by die kerk is vandag nie, en praat nou van siekte en sulke goeders nie. Help nie net te gaan tree hulle aan nie. Gaan bemoedig hulle. Moedig hulle aan en sê kom hierdie Sondag saam. Ek sê kom optel as jy sit met vervoer. Ek sê kom haal waar jy is, maar kom net saam.
Want dit is hier waar ons saam met die ander wolk van getuies hoor hoe goed ons God is. Hoe betroubaar ons God is. Hoe groot ons leidsman en verlosser is. Want die gaan dit definitief nie daarby te hoor. So kom ons volhard, laat ons hierdie wedloop met volharding hardloop. Christus, ons leidsman, altyd voor ons. Altyd die middelpunt van ons geloof en ons belydenis. En laat ons mekaar aanmoedig. Na mate die tyd minder. Amen en amen. Vader, ek bid Here God dat U nou met ons sal gaan in die jaar en Here, maar mag dit nie net 'n belydenis wees in die begin van die jaar nie, Here, mag dit ons oefeninge wees elke dag om te volhard. Here, wat die stryd ons ook mag veg, Here, wat ook op ons pad moet kom. Dat ons sal sterk staan in die geloof en weet, Here God, dat U stap saam met ons. Here, mag ons in die genade wandel, mag ons in die genade loop, Here. Mag ons versterk word, Here, in die tye wanneer ons swak is, Here, en mag ons mekaar versterk wanneer ons swak is. O Here, help ons in ons swakheid. Help ons om altyd ons oë gerig terug op Christus Jesus ons Here. En ek dank U vir U genade. Amen.